Hulle sê die pad na 'n man se hart is deur sy maag. Maar hoe groot rol speel hierdie gesegde regtig op jou troudag? Sy ry die hele land vol met haar chef van en vandag op my bank kuier chef Lorraine Swanepoel van Coco Vanilla. En dis 'n ongelooflike groot voorreg want ons praat vandag oor spyseniering, kos en drank by jou troudag. Lorraine, baie welkom by my podcast. Dankie John, dit is baie lekker om hier te wees. Dis regtig my baie groot voorreg en ek sal niemand anders op hierdie show wou gehad het as my eerste reeks saam met jou nie. Ek ken jou al so rukkie en ek weet wat 'n kwaliteit jy na die tafel toe bring en ek ken jou hart en dis vir my die mooiste en ek hoop my kykers gaan ook so 'n bietjie meer van jou leer ken en natuurlik agter jou bedryf in die troubedryf inklim. En ek sien baie uit. So vir ons kykers, vertel ons net eers gou 'n bietjie van jouself en van jou besigheid. Wie is Lorraine Swanepoel? So, ek is Lorraine Swanepoel, ek is van Coco Vanilla Foods en ek het ook 'n bakskool, Bank vir Bak, so my hele lewe sentreer om kos. En ja, ek bly in Pretoria, groot geword in Natal, Pretoria toe getrek. En ja, dit is ek. Ek is iemand wat baie passievol is oor kos. Ek's passievol oor mense en om daai twee bymekaar te bring. Dis wie ek is. Hoorie, en ek sien dit so in die tafels wat jy uitpak en die funksies wat ons al saam gedoen het en nee, jy's een vir die boeke. Lorraine, hoe sal jy jou styl as chef beskryf? So, ek het nie 'n spesifieke styl nie. Vir my gaan dit oor hoe mooi die kos is. Ek hou van 'n wow komponent. So iets moet esteties en smaakvol net wow wees. So ek gebruik verskillende agtergronde. Ek hou van ons tradisionele kos, maar in plaas van 'n bobotie bakkie, dan doen ek die bobotie in 'n filet en dan noem ek dit 'n bobotie se gaar. So ek gebruik ag aan my herkoms en ook ek hou baie van Midde-Oosterse geure en ook Mediterrane. So dis maar 'n mengelmoes. Ek gaan amper sê my styl is 'n fusion van 'n paar lande. Dit is indrukwekkend want ek dink in vandag se tyd hou ons Suid-Afrikaners van ons eie resepte, maar ons hou ook van so 'n tikkie ander land se geure. Ja, Ek dink dis wat jy reg kry. Jou styl is nie net malva pudding en bobotie nie. Ja, Dit moet meer wees en mense hou van nuut. Soos jy sal mense kry wat nou die nuutste dink, kom ons sê street food en dit is maar wat jy gaan met dit, jy gaan met wat die kliënt versoek, maar dit is ook ons verantwoordelikheid om te gaan kyk vir nuwe inspirasie en dit in te trek. Elke jaar, jy moet ander vernuwe. Jy kan nie stagneer in 'n spesifieke styl nie. Ja. wat wil jy sê is daar wat mense verkeerd verstaan van troukos as dit kom by jou trouspyseniering? Ek dink mense dink hulle hoef net soos boerekos te doen. Troukos is net boerekos, punt. En ek wil nou met dit gaan en ek wil nie spesiale versoeke ingee nie, want dit is nou net wat dit is. Daar moet 'n pampoenpoffer in wees. So moet, maar so ek vir die pampoenpoffer en dan doen ek byvoorbeeld 'n lemoen karamelsous oor dit of ek het hulle lavender karamelsous gedoen. So ek doen dit nie net soos die suiker stroop. Die karamel. Moet Ek sê weer ek spot oor die pampoenpoffer, maar ek is letterlik hier is eerlike gesprekke. Hier mag gesê wat ons wil, maar as ek nou nog een pampoenpoffer met karamelsous moet eet. Ek voel so oor malva pudding. So ek skiep hom gewoonlik. Tensy ek sien die chef het regtig baie moeite gedoen Jy moet my dan kom proe. Okay. Trou asseblief weer met jou vrou. Asseblief. Sê gou vir my, hoe het jy begin as chef? Is altyd vir my interessant om te hoor hoe begin jy storie. Ja, so ek het eintlik glad nie beplan om 'n chef te word nie. Ek dink dit het my gevind eerder as wat ek vir dit gaan soek het. So ek het BCom ondernemingsbestuur gaan studeer. Was nog altyd 'n entrepreneur van dat ek in die laerskool was, dat ek goed verkoop en goed gemaak en ek was oortuig as ek net dit gaan doen, dan gaan ek basies die skillset hê om net my eie ding te gaan doen. En dit het een gesprek gevat by 'n fotostaatmasjien by Tikkies, wat ek het vir die vrou of die vriendin gevra, so skryf jy vanaand met my kommunikasie en sy sê toe, nee, maar sy is in elkeen van my klas, so ek kon nie verstaan hoekom sy nou weet, en sy sê toe, nee, maar sy swat verbruikerswetenskappe en ek is soos,
hoe weet ek nie, wat is dit, vertel my meer. En ek het letterlik in daai week, toe stap ek verbruikers fakulteit toe en sê toe, ja, ek wil graag inskryf. Jy En joke. beloof, en Hoe toe cool is dit? ek voel die Here het regtig, hy het 'n baie ander plan vir my gehad. Ek het 'n beurs gehad om BSc te gaan swaat en dit was glad nie wat ek wou doen nie. En ek het gedink ek gaan my ouers al hierdie geld spaar en ek gaan BSc swaat al wil ek dit nie doen nie en jy weet, dis nou maar my paadjie. En min het ek geweet toe ek BCom toe hop en ek Ja, gaan het hierdie bietjie droom gestap. van jou begin Ja. oopvlek. En toe gaan ek soontoe en dit was in September, ek kan spesifiek onthou. En toe sê die dekaan vir my, maar ek kan nie net jy weet, jy moet een voedselvak opvang, want jou eerste jaar is maar hoofsaaklik BCom en dan die een kosvak. En ek gaan moet 'n hele jaar afstaan net aan hierdie 6 maande kosvak. En ek sien op my mond geval nie. So toe sê ek vir hom, ek kan rys kook en 'n aartappel en ek kan 'n pudding bak. So wat meer moet ek in my eerste jaar doen? En dis ek die eerste student wat my eerste en my tweede jaar voedsel in 1 jaar opvang. En so sommer saam, ja, en toe het ek in my 4 jaar, ons moes praktiese ure gedoen het. Al my ure was op in my einde van my 3de jaar. Soos ek net gegou en toe begin ek funksies te doen saam met die chefs en toe hardloop ek hom van daar af. Hoor jy gepraat van funksies en ek weet jy doen nie net troues nie, jy doen koöperatiewe funksies ook. Jy doen fantastiese werk reg oor die spektrum soos jy sê, tabakskool. Sê vir my, wat was jou eerste troue en hoe was jou ervaring dag 1? Ek gaan net sê fake it till you make it. Okay. Want dis net soos mens kan nie jy stres, maar ek kan spesifiek onthou dit was 'n baie intieme troue, dit was 60 mense in 'n wynkelder, my ma was saam met my daar en Wow. ons het net gegaan soos wat dit gaan. Ons het geweet die kos is lekker, maar mens moet maar jy's baie besig wees as die program verander en jy moet aanpassings maak en die kombuis waarna ons gewerk het was nou nie astronomies groot nie. So jy moes maar leer om alles te handle met bain-maries en net een oond en so ja, dit was definitief het sy uitdagings gehad. Maar ja, fake it till you make it. Jy leer maar soos jy gaan. Sit 'n smale weg gesig, jy kan nie wys jy stres nie want dan stres die kliënt. En ja, En dis maar ons almal se eerste ondervinding, is Dit fake it is. till you make it. Ja. Ek sê dit is daai as ek sê die dag wanneer ek nie meer adrenalien het of bang is om op te tree nie, daai dag moet ek stop. Ja. Want dan doen jy iets verkeerd. Jy moet Absoluut. met dieselfde passie ingaan. Wat het jy oor die jare geleer oor groot groepe mense by troues? So, vir my gaan dit baie oor beplanning, en organisering en ook dat elke persoon wat in ons span werk presies weet waarvoor hy verantwoordelik is deur die aand. So daar gaan baie beplanning vooraf in met ons sisteme. So as ons so aankom, het ons klaar 'n werkskedule uitgewerk, ons het 'n oondrooster uitgewerk. Ons het presies hoe laat gaan wat se dis in die oond, wie verantwoordelik daarvoor is, wie die garnering doen, en ons het soos 'n bird's eye view meeting as ons almal nou daar aankom by die gekose venue en ons hardloop die hele die work schedule dan deur en dan dat almal maar weet. So as een persoon bietjie sukkel en hierdie ouers nou al klaar met sy goeders, dan spring hy in om daai persoon te help. So dit is definitief beplanning. Jou beplanning moet regtig baie goed wees. Dis nie net van kos maak en pitch nie. Ja. Ek stem 100% saam en hier klim ons nou sommer direk agter die skerms in want dit is sou jy sê dit is wat gebeur agter die skerms in 'n kombuis op 'n troudag. Ja, dit is definitief. Ons het al assistente gehad wat oornag siek geword het en dan moet 'n skielike plan maak en ek moet regtig sê ek het 'n baie goeie support netwerk wat ek op kan steun. Maar ja, dit is regtig dit is van om mooi bakke te sauce vir 'n family style. Ons moet van dit doen. Ons moet nuwe Fynere detail waaraan mense nie dink nie. En jy moet die heeltyd voorbly. Jy moet heeltyd anders te dink as jou kompetisie. So dis selfs iets soos om nuwe verskaffers te gaan soek wat regtig iets anders tot die tafel bring. 'n nuwe bakker, 'n nuwe persoon wat microbes aan jou verskaf. So daar's verskriklik baie komponente in dit. Dis van uniform, dis van
mooi tafeldoeke, kersse. Ons is nie net, mense dink ons doen net kos, maar ons moet ook die kos laat goed lyk. Verseker. Ja, so, en ongelukkig partykeer kry die kostafel die minste begroting as dit by dekor kom, so ons moet so half intap op dit ook. Ja. Ja, so, ja, Nee, daar. verseker, jy noem goeters wat mense van selfsprekend vat en mense verstaan nie hoeveel kuns en kreatiwiteit gaan daar eintlik in 'n tafel in nie. Jy spandeer 'n paar sekondes om verby te stap om 'n happie te neem of om 'n skeppie op te skep, maar mense besef nie wat het daai gevat om daai finale produk op die tafel te bring nie. Wat sou jy sê is die grootste fout wat paartjies maak as dit kom by hulle trou spyskaart? Ek dink as hulle te veel stysels kies, want partykeer dan sal hulle soos, ons het nou 'n trou wat opkom wat die kliënt, hulle wil 'n hawe-stybel hê, so daar's brood, en dan is hulle in hulle canapés ook hê, daar's brood, en dan wil hulle brood op die tafel hê, saam met hulle hoofmaaltyd. Dit is soos, Jy hulle kyk daai paartjie hierdie episode voordat hulle nou verstaan, hulle spyskaart aanpas. moes hulle mooi reghelp en vir hulle sê, mense wil op die einde brood het en amper nie plek hê vir vleis nie. Maar ja, ek dink dit is, hulle wil alles ook hê. Ek dink dit is ook die grootste fout. Hulle wil die hawe-stybel hê en hulle wil die canapés hê en hulle wil vernisstal hê en dit moet 'n sweetie tafel wees vir geskenkies en dan moet dit nog nagereg wees en midnight snacks en die mense eet net. Ja. En mense besef nie die kapasiteit wat mense ook het om te eet nie en dan mors hulle die kos. Vir die Lorraine uit die chef se mond uit, sê jy so waar ding en dit is hoekom ek hierdie platform geskep het, is om hierdie eerlike gesprekke te hê. Want hier sê jy ook nou, ek bedoel dit is jou besigheid en dankie dat jy eerlik is, dankie dat jy kom deel, dat 'n troudag is nie daar om mense vol te prop nie. Dit is kry 'n porsie grootte, maak seker daar's genoeg saam. 'n Maag is net so groot. Absoluut. En dit grief my as mense byvoorbeeld baie keer sê hoorie ons wat is daar op die spyskaart? Wat kan ons eet? Mense wat hierdie oorvol borde kos skep by troues. Punt nommer 1, dit lyk vieslik. Jy lyk soos 'n vraat wat verby my stap. Ja. En punt nommer 2 is jou maag is net so groot. Vat bietjie porsies. Die idee van canapés en 'n amuse-bouche of 'n palate cleanser of wat is om deur die loop van die dag lekker rustig te eet en jou tyd te geniet. Niemand wil soos opblaas visse daar uitstap en heeltemal te veel. Twee goeders jy het genoem van family style. Dit trend nou verskriklik in die troubedryf en ek love dit. Ja. Dit is so 'n bietjie van 'n deel saam met my. Jy kry nou natuurlik jou prim en proper mense wat sê daar's nie 'n manier dat ek in dieselfde bak uit eet as iemand anders nie, maar dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan vir my oor die geselligheid om die bakkie aan te gee. Gee vir my daai, gee vir my die. Ja. So ek is 'n groot voorstander van dit. Ek love dit. Net ek hou van 'n vibe by 'n troue en daai skep 'n verskriklike groot vibe. Terughou, tweede ding na die porsies toe. Ja. Wat sou jy sê is 'n goeie porsiebeheer, 'n goeie dag wat mooi uitgelê is vir iemand wat 'n trou spyskaart saamstel? So ek sou sê, wanneer jy jou hoofmaaltyd as 'n plated opsie vat, so dis meer 'n fine dining, ons tooi 'n mooi bord op en dit is dat jy kry na jou bord lamb shank of fillet of wat ook al, dan sal ek meer neig na 'n hawe-stybel buite, want dit is baie vullend en so die boer wat nou 2 lamb shanks kan eet in plaas van 1, gaan dan ook dit geniet het, want daar was hierdie lekker vullende hawe-stybel. En hawe-stybel is ook baie waarde vir geld. As jy vat die volume wat daar is, vir dieselfde prys as wat jy canapés kan kies. So ek sou sê, in terme van porsie groottes, moet mens half na dit kyk. Mens wil hê jou gaste moet tog versadig wees. Meeste mense kom aan by die trou want hulle nog nie eens middagete geëet nie. So hulle sak toe op daai hawe-stybel of die canapés as hulle nog nooit voorheen kos gesien het nie. Maar ja, dit is mens hoef nie oordadig te wees nie. Ek dink daar's baie mense wat vrees daar's nie genoeg kos nie en dan gaan hulle in 'n groot oormaat in en op die einde van die dag ons adviseer en ons ken ons storie en ons weet, ons sien die bakke wat terugkom en al daai klas van goeders en ons wil hê die bruide en die bruidegomme moet ons vertrou en
vir ons guidance ook luister. Ek dink mense het ook 'n wanpersepsie oor 'n canopy area of 'n harvest table. Baie keer dan sien ek harvest table word binne minute, soos wat jy sê, binne minute is daai porsies klaar en dan is die kritiek altyd daar was te min kos by die harvest table. Maar 'n harvest table of 'n 'n canopy area is 'n porsie. Dit is 'n happie. Ja. Dit is net 'n gedeelte, dit is eintlik 'n baie stylvolle gedeelte van jou troue Ja. wat mense heeltemal verkeerd benut. Ja, want jy is nie die idee van 'n harvest table en canapés is nie om jou versadig te kry nie, want oor 'n uur eet jy weer hoofmaaltyd. So jy is nie daar om heeltemal oor versadig te raak nie. Jy is net daar om geniet 'n welcome drink te kry. Appetizer. Ja, so Hoorie, gou vinnige storie, ons kuier so lekker. Ek doen eendag 'n troue by Lys on Timber en ek sal dit nooit vergeet. Dit was heel aan die begin van my loopbaan gewees. En dit is toe lamb shanks, die lekkerste, malste lamb shank wat ek nog geëet het. ja. Wonder of jy hom gemaak het. In elk geval, en ek onthou, toe is soveel gaste, dit is 'n massiewe lamsbout gewees. Toe het soveel gaste nie klaar gemaak nie. En die hoeveelheid borde wat teruggegaan het Ja. en hoeveel lamb shanks terug is, want dan eet die dames eet by hulle mans en dan Ja. stuur hulle daai hele bord net so terug. Ja. Dit was vir my skokwekkend. So ek dink porsie grootte en soos wat jy sê, jou vertroue wat jy het in jou chef, luister na jou chef. Maak seker dat jy jou porsie beheer en jou porsie grootte baie mooi uitwerk om te voorkom dat so iets gebeur. Absoluut, en ek dink ook dit haak in by jy moet jou kliënte leer ken, want as jy 'n troue het wat 90% van die boeregemeenskap afkom, hulle eet meer. Hoe werk tydsberekening tussen jou kombuis en die trouprogram? En speel dit 'n belangrike rol? Ja, dit doen verseker. So as ons iets soos 'n beesfilet maak vir die hoofmaaltyd, kan ons nie te vroeg met dit begin nie. So as die program bietjie later is tot nou iets gebeur dat hulle nie by die tydlyn kon hou nie, is dit belangrik dat daar kommunikasie is tussen die venue koördineerder en die kombuis. Ons sal ook baie keer voordat ons met 'n spesifieke gang begin, gaan ons uit ook en sê is ons op tyd, is ons 5 minute agter. Ons probeer dit letterlik tot op die minuut beplan ons dit, want jy kan nie iets soos fillet warm hou nie, Ja. want hoe langer hy warm, hoe oorgaarder. ja. Ja, so Ek sê altyd vir mense en dit is 'n wenk vir alle seremoniemeesters, is jy kan nie iets afkondig voordat jy nie sorgvuldig daaroor nagedink het nie. Kyk of jy in die program bly en dit gekommunikeer het met die kombuis. absoluut. En daar moet kommunikasie wees. Jy sal nou weet tussen die MC en die venue koördineerder en ons, want partykeer ons kry baie senuweeagtige MC's want dit is my neef of my oom of jy weet, en dan ook hulle so senuweeagtig en hulle kondig goed aan en dan sê kombuis nog reg nie. En dan lyk ons bietjie soos eier op ons gesig mense, jy weet. So daar moet baie goed gekommunikeer word. Dis regtig baie belangrik want jy wil kokende kos hê. So jy wil ook nie hê iemand is nog besig met 'n toespraak of ons het 5 minute beplan vir die toespraak en nou word dit 'n 20 minute toespraak. Dis tot 'n beheer daaroor nie. En dan staan die kos en dit jy's gestres want mense wil kokende kos hê. En gewoonlik is die kombuis hier die moeilikste time slot want dit gebeur na die toesprake. Ja. Ek is baie puntenerig daaroor soos hoe die toesprake deurgaan. Ek kommunikeer na elke liewe toespraak en gee sommer 'n anticipation van wat kan gebeur. Ek antisipeer wat kan gebeur. Hoor jy so gepraat van lekker verkeerde afkondigings en kom ons sê iets gaan verkeerd met kos. Hoe hanteer julle dit agter die skerm? Agter daai toedeur. Ek dink ons is die kampioene van improvisasie. Ja. Want soos ek het geleer nê, en ek was jare terug op 'n kookkompetisie. As daar shits gebeur, moenie vir almal vertel dat nou shits gebeur nie. Soos sorteer die krisis uit. Jy hoef nie vir mense te gaan sê dit of want jy maak almal paniekerig. Ewen my sulke goeie raad in elke departement van 'n troue. Absoluut. En jy is die temperatuur in die kombuis. So as ek begin stres, dan gaan my span stres. Dis En dan jaag ons dinges aan, verstaan? So
ek is die planmaker en daar het al baie goed skeef geloop, maar mense besef dit nie en dan op die einde het ons 'n oplossing uitgewerk en niemand het ooit geweet Ja. dat iets fout gegaan nie. Ja. So as jy dit nie gaan uitpassein nie, dan gaan mense dit nie weet nie. So die geheim is jy moet cool en kalm wees. Daar is altyd planne om te maak. Al vat dit net 'n minuut wat jy moet dink. Die plan gaan wel kom. Daar is altyd 'n plan om te maak. Ek kan net nie iets red wat gebrand het nie. Ja. So Daai gaan bietjie moeilik ek kan hom nie uit die dood na die lewe toe bring nie. Ek kan nie. So ja. Sê gou vir my, wat was jou grootste fout al wat gebeur het by 'n trou of iets wat skeef geloop het of iets wat jy dus Okay. regmaak? Ek gaan hierdie met julle deel. Dit is iets wat my nou nog sal bybly en ek dink as ek die dag op die ou huis stoepie sit ook. So, ons het 'n troue gedoen buite Ermelo op 'n plaas en dis so 7 kilos van die teerpad af en dis nat en ons karre gly so bietjie op die modderigheid en ons het karre wat laag is en ons het 'n bakkie en ons het die bus en ons is daar af, lekker troue gehou, maar dit het die hele tyd gereën, dit was in so rotsagtige venue gewees en ons ry toe die aand terug en daar sit ons vas in die modder. Jy joke. En ek het nooit in my lewe gedink ek gaan my wiele uit modder moet uitgry met opskeplepels nie. Want ons het nie goed soos ons het nie goed soos grafies en sulke goed nie, wat die hek. So, ons het letterlik almal opskeplepels gevat en gegrou om die wiele, want Lorraine is mos nou slim, sy wil mos nou uit die modder uitry, so sy ry al hoe vinniger en dan grou ek net vir my 'n dieper gat. Julle, ons kon nie daar uitkom nie en gelukkig die kroegmanne het ook van buite af gekom, so 10:30 toe Pico hulle weer toe nou terug en hulle ry toe verby ons en dankie liewe Jesus, hulle het 'n cruiser gery, want wat krag het wat ons nou kon uittrek. Maar hoe meer hulle ons uittrek, hoe meer snap die tou. So hy snap en ons naderhand net 'n meter oor en die man Kan ek net vra, is die lepels nou nog in jou besigheid? nee. Okay, Hulle is gebuig. Hulle is soos letterlik, hulle is gebuig, hulle is onbreekbaar. Maar ja, en toe sê die man, hy gaan sy vrou los en dan gaan hy nog 'n tou gaan koop en dan kom hy weer terug. So ek dink hy het sy vrou vir kollateraal gelos dat ons net weet hy gaan wel terugkom, Dis snaaks. En ja, Dit dis is ons daar die uit. snaakste storie. Maar toe kom ons in Ermelo terug by die gastehuis en toe, maar dit was 3 die oggend toe nou, want hierdie hele Ja. was so lank. En toe ek my sleutel in die gastehuis deursit, toe breek my sleutel. Lorraine, jy joke. Toe sê ek soos, ek wil net 'n bietjie slaap, net soos Dis slaap jy net daar op die 3 ure. matjie. Ja, toe sê ek vir my personeel, ek soek net 'n ekstra kombers en 'n kussing en toe lê ek op die stoep en toe sê my assistent, daar is geen manier nie en sy bel toe die gastehuis oom en ja, toe kom sluit hulle oop en En so het ons almal Ja. stories agter die Ja. skerm, nê, want mense dink dit is glansryk, dit Ja. is perfek. Hulle vergeet van die familie wat jy moet baie sê, hulle vergeet van die besigheid wat moet aangaan, hulle vergeet van daai dinge wat agter die skerm wat met ons normale mense ook gebeur. Ja, en ons sien geen moeite nie. Ons hou van roadtrip troues. Ons het al 'n trou net buite Warmbad gedoen, dan ry jy 2 ure in die aand terug Ja. in COVID curfew tyd. Ja, Ek dis meen, lekker. Dit seel ons. Jy weet so, Ons moet dit doen. ons doen dit. Of jy ry ver terug en jy kry 'n paband. So ons het nou geleer daar moet 'n man in ons span wees, Ja. want Ja, ek dat hy die lepels kan swaai. Ja. Hoor jy sê ek vir my ons kuier vrek lekker. Wat is jou gunsteling gedeelte van 'n troue? Okay, so dit was altyd canapés, want ek hou van die detail en om goed mooi te maak en alles. Maar ek dink dit is wanneer ons pleite doen. Want daar is soveel sorg en intensie agter alles wat ons pleit en dit moet mooi lyk. En so ek is mal daaroor, ek's mal oor die rush, ek's mal oor die tempo want dit is die heeltyd so. So ons rekord op die stadium is ons doen 150 borde in onder 30 minute. Wow. Pleit dit. So dit is 'n rush. Wow. En na dit, nê, dan voel jy hoe val die adrenalien. Maar ek love die adrenalien. Ek love as dinge beweeg en ek dink my gunsteling oomblik is wanneer ons die nageregte uitpak, want dit is soos my sacred moment.
ek het nie hulp nodig met dit nie. Ek doen dit vir myself. Mm. Want dan hoor ek staan in die saal, ek staan in die agtergrond en ek hoor hoe sê die mense, "Joe, hierdie kos is lekker." En jy hoor en dit Ja. is my die lekkerste. Komplimente. Ja, ek leef regtig net vir terugvoer. Dit is soos dit definieer my nie, maar om dit te hoor Dryf gee jou dryf. Doen. Ek stem en 100%. dat mense tevrede is en dat hulle sê, hoorie, dit is die beste lamb shank wat ek in my lewe geëet het. Dit is die sagste filet wat Ek ek geëet het. stem. O, ek wil nog van hierdie souse. Is daar nog sous? Jy weet, ek love dit. Dit Jy is so sê- lekker. Jy sê so interessante ding vir my en ek het nooit self daaroor gedink nie, maar ek thrive ook op terugvoer. En jy sal nie glo nie, in my 15 jaar in die troubedryf as professionele MC, was daar nog net een paartjie wat nie vir my terugvoer Wow. gegee het nie. En ek kan nie vir jou sê hoe dit my pla nie. Ja. Dis daai een en ek soos John Ray, jy het al oor die 250 troues gedoen. Maar right. Maar daai een, dit Ja. pla my so geweldig. Ja. Ek dink ek moet hulle bel. Ja. Maar dit is so, want partykeer jy sê roomys nie almal kan van jou hou nie. Dit is Ja. wat ek altyd sê. Maar partykeer is daar een persoon se ervaring uit honderde, uit Ja. duisende. En jy moet daai eintlik Dis net jou. eintlik moet jy daai net afbraak. Ja, ek is sommer net soos you do you and I do me. Okay, ek vat dit. Ons volgende segment is verskriklik interessant en dit is natuurlik praktiese raad, vinnige raad wat jy kan neerskryf uit die perd se bek. Sy sit hierso, dit is chef Lorraine Swanepoel van Coca Vanilla en ons kuier verskriklik lekker. So skuif nader, skryf hierdie neer want hierdie is punte wat jy nie wil mis nie. Alright, jy gereed. Ons gaan lekker vinnig vir paartjies net raad gee oor oor hulle troudag en spesifiek oor hulle keuses van spyskaart en so aan. Wat sal jy sê, hoe kies paartjies die regte spyskaart vir hulle troue? Okay, so eerstens balans. Jy wil, soos wat ek voorheen gesê het, nie 3 stelsels hou nie. Ek weet alles lyk lekker, die rys, die aartappel, die soet patat. Maar kies een item wat regtig wow is. Ek sê altyd, mens kies nie items wat jy daar by jou huis kon geëet het of by 'n restaurant nie. So wees bietjie oop om iets nuuts en interessants ook op jou menu te hê, maar nie volksvreemd nie, want know your crowd. Weet wie is dit na jou troue te kom? Want ek is seker jou pa wat boer gaan nie noodwendig tevrede wees met salmon nie. Ja, Hy wil rooi vleis hê. ja. En ons het nou 'n baie interessante paartjie wat trou wat hulle spesifiek gesê hulle wil 2 rooi vleis hê. Hulle wil nie hoender hê nie. En ek love dit want dis ek gaan hulle en hulle boer met Brahman beeste. So dis 'n groot ding vir hulle. So En ek dit sal sê gedeurdink. absoluut en daar moet ook iets ligs wees soos 'n lekker interessante slaai. Ek weet mense is altyd soos ag slaai, maar ook die tipe chef by wie jy boek. Die slaai kan so interessant wees. Slaai hoef nie net 'n blaar en 'n ei en 'n tomatie en 'n olyf te wees nie. Ons doen die lekkerste gekarameliseerde peerslaai met camembert en peanut brittle. Jy weet mens kan iets regtig super lekker maak. Yes, please. Ek One kan of net those. sê skip die malva pudding. Amen. Ek kan nie. Soos ons almal weet dit Proos het groot geword daarmee, Woolworths verkoop dit, buffet restaurante op Sondag het dit op die spyskaart. Kies net iets anders wat interessant is. Goeie Asseblief. raad. Goeie raad. Buffet versus sit down. Wanneer werk dit en wanneer nie? Okay. Buffet werk as dit baie mense is. En dan moet jy ook 2 punte hê waar hulle opskep. Want mense wil nie so skaap in 'n ry wag nie. So ek sou sê dit werk. Ek moet tog sê ons beweeg heeltemal weg van buffet af. Dit is regtig 'n ou styl van kos bedien en ek moet eerlik sê ek het 'n kleintjie dood aan 'n chafing dish. Dit is maar die lelikste ding. Ek kan nie. So wat ek dan nou doen is ons het baie mooi moderne hotplates en ek het pottery bakke. Ek het tot op 'n stadium 2 jaar pottery klasse geloop om my eie bakke te maak want ek kon nie die bakke kry wat ek wil hê. Wow. So dan het ons hierdie stunning bakke en ons het eukaliptusblare tussen dit en dit lyk soos 'n fees. So ek sou sê daar is 'n plek vir dit, maar dit moet ook by die venue pas want jy wil nie hierdie super pragtige fancy venue hê en dan kom rok jy op daar met jou chafing dishes. Dit werk nie. So maar ek sou sê pleit dit werk ook vir 'n groot groep, maar weet wie is jou chef? Wat sou jy sê is die maksimum vir plated? Wel ons kan nou maklik tot 200. O, Maklik. okay. Want
ons resep van hoe ons pleite doen, dit is soos 'n aanloopbaan, hy loop hoor. so. Ek hoor. En hy's Ek gaan, vinnig. okay. So, 'n goeie chef gaan weet hoe om dit Gaan vir jou kan vinnig pleite te kan doen. Absoluut. Okay. Hoe werk die eetvereistes? Okay, so vra almal wat RSVP doen hulle bees, kom ons doen pleite, ek gaan nou sommer so sê. Pleite moet mense vooraf ons laat weet wie eet bees en wie eet hoender. En ons beplan dit tot op die naam. So ons weet presies by die tafel wie daar eet en wie eet dit. Dis baie belangrik om dit te vra. Ons het al baie keer uitskieters gehad dat iemand sê hoorie, ons is 'n vegetariër hier en dan ons Of halal of halal en dat is glad nie daarvan geweet nie en dit is nie behoorlik voorberei nie. So ek het ook al mense gehad dat sê hulle is halal en dan bereik daai kos hulle nie want dit word uitgestuur, dit word nie geëet nie. En dan wil dit vir my voorkom asof die halal toe nou lus was vir rooi vleis en toe nou En maar halal nie daai dag. maar toe nie gehalal Oh, nie. ja. So ja, dis baie belangrik. Ons kan planne maak, maar ons kan ook net so ver. Absoluut. Ja. Nee, absoluut. Sê vir my, waar kan paartjies geld spaar sonder om kwaliteit en kos te verloor? Okay, so ek sou sê vir my waarde vir geld is 'n Harvest Table, dit het volume, dit maak mense versadig, dit bo 'n canapé, so ek voel en dis ook geneig om goedkoper te wees. Ja, Baie so goeie raad. waar ons meestal werk, ons werk in pakkette, so vir ons is daar nie 'n kosteverskil nie, maar ek weet baie ander venues is daar 'n kosteverskil. Harvest Tables is baie goeie waarde vir geld. Ja. Definitief. Ek wil net gou vinnig vir die mense wat net Afrikaans praat. Verstaan ek dit reg en help my as ek dit nie reg het nie. 'n Canapé is 'n gesofistikeerde happie met dekortjies en dit word op verskillende maniere aangebied op 'n lepeltjie of 'n happie of 'n ietsie wat jy met die hand kan vat. 'n Biltongstokkies en nou nie biltongstokkies nie. Dit is voorafgemaakte canapés, dis 'n appetizertjie en daar kom gereeld 'n variasie van verskillende canapés uit. En 'n Harvest Table is brode, smere, biltong, stukkies, kase, goeders waarna jy kan vat, vars vrugte, vars groentes. Ja, Verstaan ek reg? Dit is en as jy daaraan dink, 'n vingerhappie en 'n Harvest Table. Ja. Jy weet, daar's 'n groot verskil in volume. Fantasties. En ook ek sou sê in die vibe wat dit skep. So 'n canapé is baie gesofistikeerd. Wat is jou nommer 1 raad vir 'n suksesvolle eetervaring by 'n troue? Kommunikasie is gelyk aan warm kos. En dit is die een ding waar mense kla as die kos koud is, gaan jy klagtes kry. Absoluut. So die kos kan hoe lekker wees en hoe mooi lyk en jy kan dit warm voorberei, jy kan dit warm uitsit want jy het beheer oor jou kombuis, maar as daar nie goeie kommunikasie is nie, is jou tydsberekening uit en dan. En dit is So daarom boek 'n professionele seremoniemeester, kontak my vandag. Ja, en ek dink ook soos vryskut chefs, jy weet, ons gaan uit na die venue, ons gaan kyk hoe lyk die kombuis, ons gaan kyk hoe lyk die oonde, ons gaan kyk werk al die oonde. Want die einste venue waar ek vasgesit het in die modder, daar was 3 oonde en net bly een het gewerk. Ek gaan nie hierdie storie vergeet nie, want daai was letterlik 'n slegste dag. So ja, ek dink dit is regtig jy moet weet wie jy kies, want dit is 'n belangrike ding. Mense gaan altyd oor die rok praat. Kies vir Lorraine. Ja, en die kos, soos nou weet wie ek kies. Ja. Sorry, ek het jou onderbreek. Mense gaan altyd oor die rok praat. Gaan altyd oor die rok praat, altyd oor die kos en oor die musiek. Ek stem met As jou die 100% DJ vrot is die hele vibe Ek af. stem Ja. met jou 100% saam. Ja, so niemand gaan praat oor die tuin van die venue of die blomme. Die badkamers Nee, of glad die dan nie. tuintjies. Maar die Ek kos stem. kan so hammering kry en droë troukoek. Definitief. Val die bak ook troukoeke, so hulle Ja. kan dit deur die hout boek. Ja. Die volgende segment is ek baie opgewonde oor, veral om jou charme te hoor. Dit is lekker vinnige feite. Dit is een antwoord is ja of nee of iets wat jy kies en ons leer ons jou ook so 'n bietjie beter leer ken. Okay. So buffet of plated? Bly dit. Steak of hoender? Steak. Fancy kos of comfort food? Ek gaan sê comfort food. Okay. Dessert table of troukoek? Troukoek. Maar dan moet dit jou troukoek wees. Warm kos of koue kos? Definitief warm.
mees overratedste troukos trend. Donut walls. Kan nie. Ek kan nie meer nie. En Vertel vir ons hoekom. ek voel net soos dit is nou 'n trend van kom ons sê 2001 af. Dit voel soos forever en die mense hak vas aan dit. En 'n cupcake. Ek kan nie die klein koekie met die cupcakes nie. Ek voel doen iets trendy, maar klassiek. Soos ons die inding nou is reghoekige koeke. Ek het En gesien. Dit is so cool vir my en dit is so prakties want hy sny maklik op. Jy kan amper hierdie ervaring hê wat gaste hulle eie porsietjie kan Ja. sny. Dis interaktief. Ek doen nou 'n troue waar ek so opgewonde is waar hulle 'n blank koek gaan hê Ja. en icing hê en al die gaste moet daai koek gaan versier Yes. en dan sit hulle hom later voor. Absoluut. Ook 'n reghoekige koek. So ek kan nie wag nie. Dit gaan fantasties Nee, wees. dit gaan baie lekker wees. Dan wil ek gou by jou hoor jou gunsteling trougereg of all time. Ek gaan sê dit is ons beesfillet. Ons doen 'n kapok aartappel met parmesan en spreedeie en baie botter en room. En dan doen ons 'n fillet op hom en ons het ons eie whisky knoffelsous wat amazing is. Ek kan daai sous drink en ek raak nie moeg daarvan. So dit is my regtig, dis 'n uitskieter. Sal jy eendag bietjie by ons kom Ja. kuier en kos maak? Waar Ek moet nog trou sê. Ek hoef my MC en Ja! Ja. Regtig? Ja. Ouma, hoor, Dis jy is nie wat ek getroud doen. nie. Nee. Lorraine? Ek so begrawe in my werk, ongelukkig. So Ja, ons gaan moet plan maak, verseker. Absoluut. Ja. Nee. Okay, dis 'n deal. Ek MC, jy kom maak vir my kos. Deal. Sommer met jou by 'n konsultasie dan eet ons lekker. Absoluut. Hoorie, gepraat van eet, ek is 'n verskriklike groot foodie en ek kan nie wag om my hande vuil te maak saam met chef Lorraine Swanepoel nie. Ons beweeg nou oor na die monsterstasie waar ons vir julle so 'n paar canapés gaan voorberei. Wyn vir die pyn. Lekker. Lekker. Ek is super opgewonde. Ek is bitter passievol oor kos en veral canapés. Dit is vir my die lekkerste gedeelte van 'n troue wat die kos aanbetref. En chef Lorraine Swanepoel van Coca Vanilla het nou vir ons hier bitter interessante happies gebring vir die canapés. So spring asseblief weg. Wys vir ons wat jy interessant gemaak het. Hierdie is mense nie lepels nie. Lepels wat filodeeg wat soos lepels gebak is. Kan jy dit glo? So ja, dis 'n eetbare lepel. So ons moet aan goed dink wat 'n ervaring gaan wees en anders is, nê? So hierso het ons dan 'n lepel en dan het ons 'n lekker biltong mousse. Sorry, nie filodeeg nie, puffpaste. Ja, wil jy hom weer sê? Ek wou nie gekorrigeer het. Go. Can I just do it? Okay. So hier het ons 'n lekker puff pastry lepel. So hy's lekker eetbaar en dan doen ons 'n biltong mousse bo-op hom. Dankie, Jandra. Jy kan nou my assistent is, okay. Dit sal ek nie handskoene aan nie, maar kom ons gaan. En dan doen ons pickle eitjies wat net so lekker pink is. En dan sit ons lekker mikrokry op. Ons hom af met micro herbs. Yes. Hoor hierdie goeders is next level. Want dit verander alles. Die Absoluut. oomblik dat jy microwave op iets gooi, dan lyk dit sommer net fancy. Ek hou so van wat jy sê, dit lyk sommer lekker. So ek hou so van wat jy sê van die stel af wat jy sê dat 'n vars ding bring lekker lewe en dit is absoluut so, nê. Nee. Okay, as jy 'n vars dingetjie so 'n microwave of iets gebruik, dan dit sit sommer lekker vars en krakerigheid op die bord. Ons doen nie petersilie nie, daai is uit. Okay. Ja, daai is definitief uit. Okay, so en dan doen ons net ons het 'n swart bruschetta hierso wat Hierdie lekker is so cool vir my want Nee. dit gee weer iets anders. Dis Yes. amper jy's amper te bang om hom te eet, maar kyk hoe mooi lyk die salm Absoluut. met die wit en die groen en die pink, wit en groen en swart. Ja, en ons paap net hierso lekker sulke roomkaas linte en dan sit ek 'n bietjie salmon op. Weet jy wat sien ek wat jy doen met die roomkaas lint wat vir my so oulik is?
dit skep bietjie volume en Ja. dit bring bietjie tekstuur en bou die hele broodjie op Yes. sonder dat jy enige dat dit te swaar is want hy het nou daai lig pockets tussenin. Absoluut. En dit is so, dit is teksture en shapes. En dan ons wil maar net ook hierdie sê is ons het baie keer dan moet ons goed gaan soos om by die tema te pas. So hierdie is eintlik 'n spieël wat Ja. vir 'n vir jou kamer of iets bedoel is, maar ons gebruik dit om op te bedien. So hy het 'n huid. Wow, en die refleksie is so mooi Ja. want dit tel weer die kos van onder af op. Absoluut. So dit is nie noodwendig altyd die tradisionele houtbord nie. Jy kan iets anders as dit gebruik. Hierdie is eintlik 'n juweliersboksie wat ons gebruik vir ons macarons en ook truffles. So ons sal byvoorbeeld na 'n as ons by 'n funksie is, hom daai drama van wil Hey, bietjie rookies en goedjies. Yes. So dit is absolute ervaring. Dit moet kos moet wow wees. Nie noodwendig in die presentation nie, die items moet ook wow wees. So alles hak by alles in. Ja. Ek love wat jy sê en hierdie jou attention to detail, jou logo wat op die houtborde is, gee net weer 'n ander element en ek kan regtig jou attention sien. Okay. Gepraat van attention to detail, ek dink is nou tyd dat ons proe want ek kan nie meer wag nie. Vir eers 'n slukkie en dan begin ons proe. Asai. Okay, hierdie is biltong. Biltong lepeltjies. Asai. 1 2 3. No way. Dis lekker neem. I'm a word. Mm. En daai happie is vir my net genoeg. Hier, dis lekker. Nee. Wat is die soeterigheid hierin? Ons sit 'n bietjie citrus sous in. Hier, dit is lekker. Mm. Wat ek so hou van hierdie gedeelte is jy daai happie is so genoeg met daai deeg aan die voorkant en daar's altyd 'n sousie of nog 'n dingetjie op jou bord vir hierdie meneertjie wat amper soos 'n cheese stick lyk en hy het lekker lig binne, so hy vat lekker geur op. En hy's nie so swaar nie, nee. Dit klink lekker of selfs vir jou wyn, hè? Okay. Salm. Ja, so daai salm net met 'n lekker suurlemoen en kruie roomkos. Ja, ek is verlief op hierdie swart bruschetta. Dit moet Bak jy dit self of ja, ons het 'n bakker. okay. Ja, nee, ons het dit. Yes, dit is lekker. Kom ons gou vir hom. Gelinte, salm, swart charcoal bruschetta. Julle. Dis jammer. Mens mag hoes en eet. En met kos in die mond praat. Mag glad nie kos in die mond praat nie. Julle, hoekom seker hoe sak so vandag? I'm a word. Hulle gaan dink ek is sleg omdat ek nou gehoes het. Laat nie. Hoorie, Lekker nie. hoe lekker is dit? Wow. Wat is in jou roomlint, sê jy? So daar is suurlemoen in en 'n bietjie knof en kruie speserye. En dis ja, hy moet lekker souterig wees dit. Ja. Hierdie is die beste episode wat ek nog geskiet het. Nee, dis lekker. Okay. Macaroons. 'n Pistache en vanilla macaron. Ek gaan hom definitief vat. Pistachio is my gunsteling in die hele wêreld. Hierdie is so lekker om hom. Dit klink nou baie klise, maar dit is so lekker om nie 'n macaron van 'n bord af te vat nie, maar in 'n kussie te krap Ja, vir dit. moet spesiaal Dit wees. speel. Hierdie is vars, nê. Nee. Ek voel hom. Ek voel hom. Dit is so lekker. Oh. I'm a word. Ons lewe regtig om te eet. Nee. Verseker. Oh my word, hierdie is amazing. Jy mag nie dit vat nie, ek gaan dit nou klaar eet, want Okay. ek gaan nou alles klaar eet. Lekker. Voordat ons teruggaan na die ateljee toe, ek en Lorraine het soveel stories vertel en ons hele lewe gaan oor kos en stories. En een van die stories wat my aangegryp het, was die vloedwyne van die groot vloed wat in Robertson gebeur het. So Lorraine, om vir jou dankie te sê, het ek vir jou 2 bottels uit die vloedwyn uit. Dit het nog lekker Weskaap modder op, maar dit is so uniek, die van Loferens.
het my nie geborg nie, maar dit is 'n storie en ons deel stories vandag met mekaar en ek hoop hierdie storie kan jy saam met jou huis toe vat en baie dankie dat jy jou stories met ons kom deel het. So van 'n storie tot 'n storie, baie dankie. So hierdie is vir jou. Ek gaan dit verseker, dit is 'n groot memory, ek dink. Ja. Hier is baie spesiaal, baie Ja. dankie. Jy kan die volle storie oor die Flood Wines en Bottles of Hope gaan lees. Dit is regtig indrukwekkend. Vir nou eers terug na die ateljee. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het en saam met ons geluister het hier op Seremonie Monster Potgooi waar ons behoorlik die pot gegooi het saam met chef Lorraine. Lorraine, verskriklik baie dankie. Dit was regtig so lekker om agter jou skerms in te duik en jou eerlikheid en jou menswees te leer ken. Ek is seker my kykers gaan verlief wees op jou. Nie net op jou besigheid en jou resepte en goeders wat ons saam gemaak het en oor gelag het vandag nie, maar net oor jou menswees, dat hulle regtig jou hart sal ken en ek bid vir jou soveel sukses vir jou pad vorentoe en mag alles waarna jy vat floreer. Dankie dat jy by my kom kuier het. Dit was so lekker, baie dankie. Volg ons gerus op sosiale media vir nog insiggewende gesprekke en episodes waar ons agter die troubedryf induik. En onthou, 'n troudag is nie net 'n dag nie. Dit verg 'n span besonderse mense om jou troudag een vir die boeke te maak. Tot 'n volgende keer, totsiens.